Ek het ook gehoor dat Tannie is heeltemal wakker wanneer hulle die Ja, hulle gebruik operasie doen. epiduraal. Dis verskriklik. Ja, eintlik. Kyk, ek vra altyd hulle moet vir my iets gee om my bietjie uit te sit want jy hoor alles wat om jou aangaan. Ja. Die mense wat praat. Maar ek moet jou sê jy hoor nie die instrumente nie. Ja. En jy voel net dit voel of iemand aan jou trek die hele tyd as hulle met jou werk, maar dis nie pyn, letterlike pyn wat jy voel nie. Dis net dit is Ja, maar ek dink om bietjie dit so geestelik. te hoor. Ja, Ja. hoe kan ek sê dit raak jou want jy voel dis weird. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Jy lê daar en jy hoor Ja. die mense praat, maar jy weet ook nie regtig wat aangaan nie. Maar Tannie is definitief 'n inspirasie vir baie mense. En kyk, toe my ma my van vertel het, dit het my baie geraak want ek het nie geweet hoe kan ek help nie. En ek wil altyd help. Dit is my baie belangrike ding in die lewe en dis my lekker om mense te help. En om te sien hoe Tannie van daar af opgestaan het en die verskil in Tannie se mental state te gesien het van daar af. En ek wil ook vir Tannie sê hierdie is die begin van groot goed en ons gaan nog baie mense help hier uit. Ja, definitief. En ek sê gisterand vir my vrou, dit is vir my insane hoe sterk Tannie is want ek weet nie of ek deur dit sal kan gaan nie. So ja, ek kyk op na Tannie self. En Kom ek sê jou, ekskuus dat ek jou in die rede val. As jy 'n sterk mens al jou lewe lank was, jy was nooit sieklik nie en jy was altyd besig en dan vang dit jou kwai. Kyk, die eerste operasie was net my een toon. So dit was nie vir my so erg nie, ek kon nog loop. Alles het so 6 maande, 6 maande vinniger begin versprei. Sure. So op 'n stadium het ek gekom dat jy gevoel het jy kan nie, jy wil nie, jy het nie lus nie, want hoekom? Hoekom gebeur die dinge nie? Maar aan die ander kant as jy nou mooi sit en dink met hierdie laaste operasie en met jou ma vanaand, kyk jou ma was my groot ondersteuner ook. As dit nie vir haar en vir soveel mense is wat vir jou gebid het nie, glo ek nie ek sou gesit het waar ek sit nie, want jy kom op daai stadium met jy voel jy kan nie meer nie. Ja. Maar agterna dan dink jy daar's soveel mense wat jou nodig het. Jy het kinders, jy het kleinkinders, jy het jou familie, jy het almal om jou. Ja. So dis beter en ruk jouself uit daai groef as om daar te gaan sit. Nooit op 'n hoopie gaan sit en dink daar's niemand vir jou nie, want glo my daar is. Ja. Al voel dit nie so nie, daar is mense om jou en al dink jy nie hulle het jou nodig nie, hulle het jou nodig. Jy besef dit eers as jy weer alles gaan. Ja.